slag as die spykers. Geklip ouers van. Jongens het ook al 'n kar uit toesluit. Hulle gee vertroue in hulle medemens nie. Maar hoekom jy nie sommer dadelik so gesê nie? Abracadabra, jou wil is my wil. Dammit man, jy moet konsentreer. Ek doen jou nou wragtig. Abracadabra, my wil is jou. Ek is dokter Onderstepoort. Ek is dokter Burger van Onderstepoort. Al hierdie honders het knoppiesvelsiekte onderleef. En dit is my plig as staatsveearts om die eienaar aan die gereg te rapporteer. Dit is my honders. In daardie geval moet ons hierdie saak nie maar inderminus kyk. Ek moet egter daarop aandring dat die iets daadwerkliks daaromtrent gaan doen. Dit is my allervoorneme, want is inderdaad 'n ernstige saak. As die hoenders eers knopvelsiekte kry, dan vrek die beeste net nog van Newcastle siekte. Ek stel voor, laat ons na die polisiestasie gaan en 'n volledige verslag van hierdie ontdekking opstel. Ek het mos gesê, ons kan dit maar vergeet. Ek meen, tussen vriende. Ek is die laaste een wat misbruik van vriendskap sal maak. Nee, ek kan dit skaars glo. Dink jy dalk dat ek hierdie ou hoendertjie van jou wil gat? Het jy geen vertroue in jou medemens nie? Pragtig. Daar sy, dat is die spykers en moenie die klein gerf langs die pad uitgee nie, hè? Dit is miskien raar dat hoenders knopvelsiekte kry. Raadse voet, dit het nog nooit voorheen gebeur nie. Daar is hy sien. Sal jy my nou glo as ek jou vertel hoe gevaarlik dit kan wees? Ek sal hierdie verslag persoonlik moet gaan deurbel. Laat my net met kere geaantred en van my kantoor afbel. Heerlijk! Is dit jy jou man se hond? Met my die hond ken jou. As veearts, al die honde in die distrik ken my. En jy ken almal se name ook. Ja, dan natuurlijk nog niet allemaal. Nie. Maar hierdie is 'n besondere soort. Dis 'n bouvier, het jy geweet? Ou sissie. Sien jy ek's 'n sissie? 'n Sissie ja. Ek sien jou wys jy 'n sissie. Slaat hom weg, Stoes! Slaat hom met die linker appelkat wat ek jou gewys het! Ek moes al sê jy's 'n sissie.
Sissie, je hond moet je uit de fight gemeld. Los mij, Lila. Los mij. Wat gaan nou met jou? Sy wil jy iets gaan wys, dan moet iets verkeerd wees. Ek gaan die broer van jou nog bloed wegslaan. Los nou vir Mark en gaan saam met Lela. Ek sal maar moet, anders byt sy my arm mors af. Toe maar, Lila, ouma se honde. Ek sal vir juffrou sê jy voel sleg. Ja, sê vir haar 'n mal hond het my gebyt. Wel, Jonne. Vertel ons nou alles van die klopveldziekte onder mijn hoenders. Dan gaan kijken hoe lang sleet hulle man op voor identiteitsbedrog, dokter Burger. Wel, kolonel is kolonel, nee. Die ziekte kan zo omvang nemen. Ook een land, nee. Wil nog net met een van mijn hoenders kijken. Generaal, je bedoelt het na bewering probeer. Maar kan je jullie bijzondere gehavende ook kijkinkie uitken en identificeren? Nou ja, dan verval hij aanklacht. Wiens gebrek aan getuigenis. Ik gooi die zaak uit. Oom! Hallo, Boetman, hoe gaat het? Ken je man, Bucks? Dis die oom met my gehelp het weer weggeloop het uit Durban uit dan. Aha, medeplichtige. Kinderdiefstal. Dwarsbomen van die gerecht. Beweerde dwarsboming van die gerecht, korporaal. En zelfs in mijn onschuld was daar verzachtende omstandigheden. Daar was hier die weerloze stomme bloedje, alleen op die wereld. Verdwaal, hartzeer, koud en honger. Wat was er kon ik doen? Iemand moest oor die kind ontfermen. En ik, met een zachte hart. Vooral zacht voor hoendertjes, dokter Burger. Ons zal laat die landros besluiten. Ik ga je nou opzien. Asseblief, oom Sergeant. Rondloperij, leeglerij, discriminele oortredings. Als een mens niks doet, dan is je een gevaar voor jezelf en voor anderen. Oom, my oom Hannes kan vir die oom werk gee op ons plaas. Dan sy mos nie meer 'n leegleer nie. Dat is moeilijk. Misdaad is een misdaad. Maar in hierdie geval is immers my hoenders. En as ek nou hier klag lê nie. Dankie oom. Oom kom ons op die plaas werk. Weet hom iets van boerdery af. Boetman, kan ik ploeg, kan ik plant, kan ik saai, kan ik maai, kan ik beesten skeren en skape dip, kan ik perd rijden, honders pluk en koeienmelk. Kijk voor jou. Eindelijk daarom, dit is uw osbaas, die Tolly. Kom maar op die keer, Bucks. Kan jy die maar werk gee nie, Bucks? Hy is hopeloos rustig. Ek dink hy moet liewer 'n soort van veerman wees, oom. Kan ek ook wees, Bucks. Ek het iemand nodig wat dinge self kan doen. Jammer, Rosie. Maar ons kan hom nie sommer so laat loop nie, oom. Hy het my gehelp toe ek na ou Willem toe geloop het. Ek weet, Bucks. Ek is hom dankbaar daarvoor. Maar het gaan niemand baat as hy kon werk. Hy moet onthou, sy soort. Hy's 'n boemelaar. Hulle wil nie regtig werk hê nie. Asseblief, oom. Hy's my vriend. Oom hoef hom nie te betaal nie. Gee hom net kos en slaapplek. En daar is nog 'n skelm op. Hy sal ons rot en kaal besteel. Kom nou, Bucks, wees nou verstandig. Die man is 'n rondloper skelm. Hy kan nie hier bly nie. Dalk is hy rondloop skelm. Maar ek vat nie my vrienden so goed nie. In elk geval, ek het ook besluit, dis nie my soort werk nie. Tot ziens, Bucks. Dis 'n klein wêreldie. Wie weet, miskien sien ons weer eendag mekaar.
nou groot man. Daar is so 'n bietjie asem vir die laaste 50 tree. Dis waarom man 'n reisies wen of verloor. Ja, pa. Die oppositie daar lyk glad nie sleg nie. Ag, ek sal hom wen. Ag, jy en jy Buk. Ek sal vir Buk wen. Luister nou mooi. Jy en Buts is veronderstel om mekaar te help. Dit maak nie saak wie wen, net solank die skool wen. Ag, pa, maar ek sal in elk geval wen. Môre, vrou. Hallo, Maat. Voor Charles. Hallo Lore, die skool doen goed vandag, né? Ja, maar alles hang van hierdie item af. Maar, ons nie in die steek laat vandag nie, hoor. Ek wil gou vir Buk gaan sê ons hou styf tou vas. Lore, kan ek môre by jou draai kom maak, so na kerk? Ja, natuurlijk. Hallo, juffrou. Môre, Buk. Jy Lombard. Jy verlede gesê jy mag nie hierdie keer saam met jou hardloop nie. Ek sal loop. Sal alle deelnemers aan die 400 meter asseblief hulle plekke vir item 26B inneem. Ons hou styf tou vas. Vir die dag. Neem asseblief nou julle plekke in. Ja, ek wou weer op 'n dag sit. Miskien môre een of ander tyd. Maar natuurlijk. Op die merke. Gereed. Kom aan, Maak! Is wel prachtig, hè? Hardloop, Mark! Hardloop! Kom hier, Bassie! Kom! Kom hier, Bassie! Kom, Gemas! Kom! Kom hier, Bassie! Kom aan, Bix. Kom aan, Gemas! Kom aan, Gemas! Kom hier, Bassie! Kom hier, Bassie! Kom aan, Bix! Ek weet nie die eerste is nie, maar ons kon het gewen. Eerste, laatste daar. Hoi, ek het jou ver gewen. Ag, ek het jou met 'n myl gewen, Nou, man. dit is nie 'n tweede plek nie. Derde plek aan Wilgehof skool. Hou onmiddellik op die meneer Smit toe. Maar wat het jy wil beklei julle twee voor? Skaam julle lief. Kom, gee mekaar die hand. Kyk hier na ons is. Toe. Charles. Honest. Ek het gesê een of ander tyd. Vanmiddag. Ja. Ek is jammer. Kom in albei van julle. Ek sal liever later met vandag sê. Dankie. Hoekom hou Maak nie van jou nie? Sien dat hy nie vir my hou nie. Hy wil maar net beklei. Nou, hoekom dan? Hy dink hy kan my wen, maar hy kan nie. Hy's groter as jy. Ek weet, maar dit maak nie saak nie. Jy beklei nie reg nie. Jy slaan nie reg nie. Jy het hom verras en van onderaf slaan met jou linkerhand. So, 'n uppercut. Hy sal baie verras wees. Dit is jou regterhand. En jy proos maak so hou van onderaf. Jy kan nie 'n vlieg doodslaan nie. Waa! Maar Bix, ek kom jou red. Wat maak jy, meisiekind? Ek kom jou red. In hierdie vlak water. Sien jy? Ja, ons is alweer laat. Hallo. Dit is pragtig hier. Sal ons Nee, dis heerlik hier buitekant. Ek is jammer oor Sondag. Was dit belangrik? was nie 'n noodgeval nie.
plaas gaan wees. Ek het vergeet van Charles se afspraak Sondag. Sien. Bux het vandag nou pauze stokkies gedraai. Ek weet ja, dis my skuld. Is dit die rede vir jou kuiertjie? Wel ja. Oor Bux, was dit nie waarom jy my Sondag wou sien? Ja, dan seker maar. Ek probeer vir hom 'n vader te wees. My vrou se dood maak dit nog moeiliker. Ek het gehoor van Bux se tragedie. Nou beide ouers dood in 'n motorongeluk. En van die nare oom wat die arme weesie weggevoer het na Durban. Jy het seker gedink jy doen die regte ding? Destyds. Weet nie wat ek gedink het. Jy was voorheen 'n dokter geweest. Die lekker stukkie sap wat as kindernuus wat nooit sy smaak verloor. Nee. Ja. Ek het die mediese rol geskrap omdat ek dronk was toe ek geopereer het. 5 jaar gelede. Jy drink nie meer nie. Nee, die afgelopen paar jaar. Maar ek was natuurlijk niet praktiseren. 5 jaar. Het is me allemaal soms die pas markeer. En hou je dan niet van je werk, nie? Maar natuurlijk. Anders heb ik het nooit gedaan het nie. Ja, je ziet dus een verschil. Ik mag niet doen wat ik geniet niet en ik kan niks anders doen. Ach, vandaag ga ik voorbij. Ik geniet mijn werk, maar dat is wat ik hier eens met jou wil doen. Ik bedoel, ik wil altijd andere mensen zijn kinders oppassen. Oké. Maar je hebt eindelijk weer bukspunten zelfs, nietwaar? Wel, hij zit nooit de tijd voor school. Hij zit met z'n 2 ochtenden een week lang. Spruit hij natuurlijk samen met hem. Ja, dat is deels mijn schuld. Je ziet niet helpen Willemsongers. Ze doen niet werk wat ik eigenlijk doe. Maar ik zal proberen om een ander klap te maken. Ja, ik weet er nog van. We zien elkaar weer. Misschien. Onze boerenworst alsjeblieft. Excuse toch, ik denk je maakt een foutje. Ik heb jou R5 gegeven. Not te veel. Jy maak 'n foutjie as jy dinge gaan vir daai inval. Jy het meer rand gegee. Totsiens. Als ik nou moeilijkheid wil gemaakt, dan dat ik die politie Hoe kom jy nie dit nie? Maar ik wil niet moeilijkheid heen, man. Toe nou, dis 3 uur. Ek maak my toe. Uit is hier. Partij ons het ook al die lekker jobs. En die vacancies. Uit is hier. Sien jy los die geld die hele nag daar en bank dit eers die volgende môre. Die raad het gevind dat jy jou skuldig gemaak het aan gruwelike wangedrag. Was dit nie vir die feit dat dokter Roux onmiddellik ontbied is en jou patiënt se lewe gered het nie, kon jy van strafbare manslag aangekla word. 'n Dokter wat onderneem om 'n operasie uit te voer onder die invloed van alkohol of verdowingsmiddels, maak hom skuldig aan kriminele nalatigheid. Jy word onmiddellik van die mediese rol geskraap. Jy word verbied om die titel dokter te gebruik. En vir die afsienbare toekoms word jy verbied om in die medisyne te praktiseer. Dis nou 'n geval van heel jouself. As jy jou swakheid te bowe gekom het en jy bewys kan lewer daarvan dat jy jou vir 'n tyd lank van drankmisbruik weerhou het, kan die saak weer oorweeg word en jou hertoelating bespreek word. Hallo? Lombard? Is hy wat praat? Dr. Overman hier. Snap ik, nee. Hoe gaat het, dokter? Goed, dankie met jou. Goed, dankie. Het jy al miskien my brief ontvang? Ja, daaroor bel ek. Die raad het jou aansoek om toelating heroorweeg.
Ons sal jou graag so gou as moontlik spreek. Beteken dit nou... Ek bedoel, daar is 'n moontlikheid dat ek... Kan nog nie in die stadium sê nie, ons sal eers kan besluit nadat ons weer daaroor gepraat het. Nou, ek kan onmiddellik kom. Môremiddag 2:30 by die hospitaal. Ek sal wees. Ons sal môre verder gesels. Goed. Baie dankie. Dankie, dokter. Tot ziens. Dat is net een open molaar. Stel dat hier. Je weet nog wat kan ik nou doen of zo. Is je bang? Het kan een vreselijke moeilijkheid komen. Nie bang word wees nie, man, kom. Kom, ons hou dit liever, is baie geld. Nee, ons moet al sê as ons nie kyk of ons dit kan doen. Kom Jaapie, ons is nie reg te doen nie. Môre sal die polisie daarvan hoor, dan is dit verby. Geen moeilikheid nie. 'n Mens kan nie geld so mors nie. Onthou ons mekaar gedek. Ja, weggedoen. Tel met jou, nou is dit klaar. Ek het lieg en bedrieg om my geld in die hande te kry. Ek het nie geld vir jou gegee omdat ek skuldig was nie. En jy weet dit. En daarom betaal jy my. Ek stel nie belang in jou stories van skuldig of onskuldig nie. Nou goed. Gaan die polisie toe of nie? Ek het nie nog 10.000 nie. Jou plaas is goeie sekuriteit. Die bank sal die geld voorskiet. Spyter die kwessie. Nog 'n langer tyd moet gee. Volgende week die tyd. Dit word lank genoeg te wees. Wie die duivel is dit? Luister. Is dit die tyd van die nag vir jou om huis toe te kom, mannetjie? Ek het gaan fliek. Maar die fliek is ure gelede al uit. Jou seun? Ja. Oulike seun. Jy's reg. 'n Pa behoort bekommerd te wees as sy seun so laat in die nag rondloop. Jy sal toch seker nie wil iets met hom gebeur nie. Of hoe? Lekker slaap. Wie is dit, pa? Besigheidskring. Toe, bed toe met jou graag. Nacht. Nacht, Marke. Well. Man uit die hemel. Terloops, wat nou die môre gebeur? Hoor jy en Sproekie het albei sopnat by die skool aangekom. Ons het met die kortpad oor die rivier skool toe. Soos ons maar gewoonlik maak. En, wel, ons het ingeval. Ja, miskien moet julle maar liewer pad langs loop, is veiliger. Maar is myle verder, oom. Ja, miskien het ek iets wat julle twee se probleem kan oplos. Kyk daar.
Is dit regtig ons oom? Nou, dat is nie myne nie, en dis nie Willem se nie, en Lelik sal nie belangstel. Yes, like, baie dankie oom. Vreeslik dankie, oom. Dit is 'n goeie ding, die bal, Hannes. Oh, Willem, ek moet vandag Durban toe. Jy mag my duim vashou. Meneer Lombard. Sit maar, meneer Lombard. Ek sal sommer dadelik met die deur in die huis val. Die raad het die aansoek om hertoelating en alles wat dit behels oorweeg. Met ander woorde, of u toegelaat mag word om weer as mediese dokter te praktiseer. Ons het tot die volgende besluit gekom. U het genoegsaam bewys gelewer van u rehabilitasie om 'n hertoelating te regverdig. Daar is net een voorwaarde en ek twyfel nie aan die samewerking in die verband nie. Dit word van u verwag om 6 maande diens hier in die hospitaal te doen voordat u met die privaat praktyk mag voortgaan. Ek begryp. 'n Proefperiode. As u dit so wil noem, ja. U hertoelating is aan hierdie voorwaarde onderworpe. 6 maande hospitaaldiens. Dit is wonderlike nuus. Ek is dankbaar. Is net dat moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, dokter Opperman. Maar ek het gehoop om met my praktyk te begin op die dorpie waar ek woon. Moenie so haastig wees, dit is welkom. Hy sien ek het 'n neefie en ek is sy voog en hy gaan op die plaas skool. Maar ek kan hom toch seker daar aan iemand se sorg toe vertrou. 6 maande is nie ewigheid nie. Ja, dat is waarskynlik die oplossing. Baie dankie. Ja, goeie nuus. Wonderlike nuus vir sy. Om weer te kan praktiseer. Maar hoe gaan ons dinge hier op die plaas weer, hè? Ek sal met regkom, oom. Ek mos nie meer 'n kind nie. Ek kan met Willem se regkom. Ja, ek weet niks. Maar ek is hier vroeg. Je ziet volgens hier weg, hier nog een kind. Streng. Gelijk weg gaan we daar iemand wees ook hier de sok. Nee, je kan dat bij iemand van... Ik wil liever hier blijven. Ja, dat weet ik. Maar als we dus iemand wat krijgen, en hier ben je ervan blij. Maar die... Wat is het daar? Ik weet niet. Middag, meneer Lombard. Je bankberoep, man. Nee, is bedoel ik ernstig. Vader zorgt voor zijn kinders, meneer. En laatst nacht toen hij weerlichtstraal mij treft. Toen had ik geweten dat ik was bestemd om hier te blijven. En nu is ik hier. Weerlichtstraal? En net betekent ook om mij te keren. Om een ding te doen wat ik niet moet doen. Je kan maar zeggen, het is die noodlot als je dit wil. En als die noodlot dit wil, dan kan ik maar zo een beetje hier komen. Die oom kan mos hier bly, nie waar nie oom? Wel. Niet om dinge te laat reglyk. Oom het gesê ek het nie eintlik iemand nodig nie. Ja. Je een paar maanden hier bij Bucks kon blij als ik in Durban is. Ja, maar natuurlijk. Kinders hou van mij. Gedurende die oorlog het echt ontsnapt bij die krijgsgevangenenkamp. En binnen een week. Hier is al 100 kinders achter mij aangegaan. Je weet niet, zoals een Pied Piper. Ik heb hulle naar veiligheid geleid door hele Europa. En die vereniging voor die voorkoming van die mishandeling van kinders heeft mij erekind gemaakt. En wat plaaswerk betreft, ach, ja. Ja, nee, dat is er niet nodig wezen. Je hoeft niet het werk niet. Net zorg dat dingen niet skief lopen. Plaasvoorman. Kijk mij uit voor. Is dit niet een plaasvoorman zijn kleren hierin? Nou, maar goed, afgesprek. Ons kan later verder over die zaken zelfs, hè? Die kleren lijkt smart, maar wat van die baard? Ik kan het nooit afskeren, nie boetman. Dis mos fashion. Ik bedoel, dingen moesten ver vorder nie. Ek is jammer, Charles.
Dis Hannes Lombard nie waar nie. Nie laat wees nie. Ek gaan met jou terug. Charles. Goed, ek weet dis hoe jy nou voel. Maar hierdie jaar was vir my 'n droë jaar gewees. Wie weet, volgende jaar is jy dalk gereed om geoes te word. Maar ek is nie 'n Millie nie, ek is 'n vrou. Ek is jammer, Charles. Dit wat ek wil hê sluit jou nie in nie. En dis beter as mekaar liewer nie weer sien nie. Ek sal wag. Daai trein ry nou. Jy weet, time tides and trains wait for no man. Môre mense. Hallo. Hallo. Goeie gewoonte van jy om so onverwags in die lug te val. Ek het die goeie nuus gehoor. Nou net kom geluk sê. Baie dankie. En aan met om jou stasie toe te neem. Ja, dis baie gaaf. Jy maar boem se klaar Ek is seker dit baie ander ding om nou te doen. Kom ek neem jou gou. Ja, dis baie vriendelik vir jou. Nou maar reg. Willem, sit die tasse in die kar. Reg Willem, vat jy daai en ek sit hier in die dikkie. Jy nog net eens skool. Ja, dat is baie lekker. Mooi kyk na alles, hè, Willem. Ek weet jy staan. Jy sal die plek nie ken as jy terugkom nie. Ek sal werk van son onder tot son. Vertrou my maar net. En dan sal ek sommer hierdie tweeetjies help met die perdryery. Jy weet, ek was mos jare 'n jokkie op Kyalami. Die renmotorbaan. Maar dis lank voor daai tyd. Nie weer laat met skool nie, Bixie. Moenie bekommerd wees nie, ouma Hannes. Ek sal daarvoor sorg. Mooi, Sprudy, mooi. Miskien kom ek oor 'n maand of wat vir 'n naweek huis toe. Ek sien wat weet. Tot ziens, Bix. Gilbert gaan goed met oom. Dankie, Bixie. Tot ziens, julle. Cheerio. Tada, oom. Gehad. Maar nou. 6 maande sal verbyvlieg. Maar ek dink jy het ons gesê kom gou weer vir 'n naweek. Sal maar eers maar kyk hoe die werksprogram lyk. Hey, miskien kom ek nog vir 'n naweek kuier. Dis 'n bietjie gevaarlik vir 'n respektabele juffroukie. Ag, ek is nie meer 'n kind nie. Nee, ek weet, maar daarom jong genoeg om my dogter ook nog eens. Sê my, hoe oud is dit? Ek genoeg om my eie baas te wees. Wel, moet ek kom kuier of nie? Ja, as jy regtig 'n naweek wil hê, bring my 'n man wat jou papi kon gewees. Luister nou mooi, papi. As ek nie wou nie, sou ek dit net voorgestel het nie, reg? Sy hou van hom. Wie? Juffrou, sy hou van jou oom, stupid. Wel, hoekom nie? Ek bedoel nie sy hou van hom net nie. Ek bedoel sy hou van hom. Tannie Laura. Tannie Laura? Tannie Laura. Klink nie sleg nie. Ek kan dalk blomme meisie wees. Jy sou oor die see val. Spoedie, jy ry te veel. Stadiger. Wat doen jy hier maak? Waar kry jy hierdie perd? Dink jy Clint Eastwood? Gee pad voor my. Kom af, ek kom vat my die pad. Of sy hond jou weer help. Bangbroek. Wie is jou bangbroek? Laat hom weg, stoot, laat hom! Los hom, moenie hom op die grond slaan nie, laat hom opstaan! Kom, my knip met jou te doen nie. Kom, vat jou skoon as jy kan. Sien julle nou, ons is alweer laat!
klim agterop, ek jou lip. Ek kry geen meer boshuis meer nie. Ek loop. Ek jou kry. Ek jou nog kry. Jy weet, dit is 'n vreemde gevoel. Asof ek na baie jare weer thuis is. En toch voel het vir my asof ek nooit weg was. Menslike wese is 'n wonderlike stukkie bo-natuurlike masjinerie. Jy is so gou weer aan was. Kom stap in. Suster Prinsloo. Ontmoet Dr. Lombard. Ag, nou ken suster. Welkom in die hospitaal, dokter. Dankie. Dr. Lombard sal aanvanklik hier in ongevallen wees. We graag hê jy moet ons soveel as moontlik help. Wys hom waar alles is, stel hom aan almal voor. Ik doe het graag tot je opneemt. Sukses, dokter. Moenie huiwer om enige probleme met my te kom bespreek nie. Ek waardeer alles wat u vir my gedoen het, dokter Opperman. Baie dankie. Wees goed vir hom, suster. Ik beloof het, dokter. Waar vandaan kom je? Ek boer, so wat 100 miljoen. Boeren, dokter? Welke combinatie? Oh nee, ek is 'n volkse dokter. Naast de bestuurder op die plaats. Oom. Kan jy nie sien ek is besig nie, jong? Oom het gesê oom gaan ons beter leer perdry. Gaan oom dit nou doen? Ja, wel, ek het nou baie werk. Ek glo nie ek sal nou kan nie. Maar oom het dan geslaap. Slaap, not 'n wiel. Ek het gedink met my oë toe. Ek het my operasie veldtog beplan. Wat so 'n operasie veldtog, oom? As my vriend Hannes terugkom, moet hierdie plaas tip-top wees. En dit gaan baie werk kos. En baie werk beteken baie beplanning. En dis wat ek nou doen. Ek beplan. Dis vir my braai na slaap gelyk. Maar 'n goeie beplanner lyk so. Mens weet nooit wanneer hy beplan. Zeg eens julle, hoekom gaan speel julle nie? Ek sien daar's 'n groot plan aan die kom. Ek het vir lelike bad beplan, sê jy my help. Kom hier. Sal jy my help om skottelgoed te was as ons eendag getroud is? Wie sê ek gaan met jou trou? In elk geval, dis vroumense werk. Is nie. En wie anders gaan met jou trou? Trou is nie perde koop nie. En dis nog ver vorentoe. Maak maar grappies, maar is ons daar nog 'n keus? Miskien. Ek dink ons moet saam met Lelik hardloop sodat sy droog kan word. Kom Lelik. Hallo Bucks, hallo Strutie. Hallo oom, is daar iets verkeerd? Ek wil net met hierdie plaasbestuurder van julle 'n bietjie praat. Hy sit daar voor die huis oom. Hy's besig om te beplan, oom. Dankie. Kom Bucks, kom nou. Ek wil 'n bietjie met jou praat, burger. Wel, ek het 'n baie vol program vanmiddag. Ek glo nie ek sal dit kan inpas nie. Skei uit met jou nonsens. Dis 'n ernstige saak. Kom sit dan maar. Ek sal liewer staan. Ek hoor jy het vir jou klere gekoop. 'n Baadjie, 'n hemp, 'n das en so aan. En wat is daarmee verkeerd? Ek moes daarvoor betaal. Inderdaad. Dis juist waaroor ek met jou wil praat. Waar het jy die geld gekry? Jy sal my nie glo nie. Laat ek daaroor besluit. Toe dit uit die hemel uitgeval. Saam met 'n weerligstraal. Die skoon plat geslaan. Ek het jou mos gesê jy gaan my nie glo nie. Jy is 100% reg. Probeer weer. Probeer die slaghuis. En wat van die slaghuis? Jy was mos eergister daar nie waar nie? Ja, ek het gaan boerewors koop. En toe verneek daai ou my nog met die kleingeld. En waar was jy daar die aand? Watter aand? Die aand na jy die boerewors gekoop het. Die aand voor jy daai klere gekoop het. O, daai. Ek het gaan voelsdopper. Ek is mos 'n erelid van die Koninklyke Voëlverskrikkersvereniging van Suidelike Afrika. O ja, nou onthou ek. My voels het my vertel. Dis iets verkeerd. Jy weet wat verkeerd. Jy en twee ander het R84 uit die slaghuis gesteel daar die aand. Dis aan. Dink jy as ek geld uit daai winkel uitgeval het,
Ek sal daai selfe geld hier in die dorp kan staan en uitgee. En dan hier kom sit en wag sodat jy my kan kom vang. Jy sal nog die waarheid praat. Kom saam met my na die polisiestasie, waar jy 'n verklaring kan maak. Arresteer jy my? Dit hang af. As jou verklaring bevredigend is, nou ja, so nie. Ek wil net gou vir Buk sê waar ek heen gaan. Hy sal dalk bekommerd raak. Staan, Burger, staan! Staan of ek skiet! Hou op, kerm. Ek het in die lug geskiet. Kom aan, op miskien. Jy is onder arrest. Onskuldige man sal nie weghardloop nie. Maar ek het dit nie gedoen nie, maar jou soort glo nooit my soort nie. Daaroor het ek weghardloop. Kom aan, in die bakkie in. Ons het 'n skoot gehoor. Waarheen vat oom hom? Ek is jammer, Bux. Hy wil my net hê ek moet hom help om 'n bende skelms aan te keer. Ek weet waar hulle moontlik wegkruip. Dis maar al. Kom nou, sergeant. Jy staan en daar, jy weet ons kan dit nie bekostig om tyd te mors nie. Die skoot. Dis my revolver wat afgegaan het toe ek kom vir meneer Burger gewys het. Dis maar al. Totsiens, totsiens. Totsiens, ja. Ek is nou terug, Boetman. Jy vet, sergeant. Dink jy nie ons moet vir hom anders bel nie? Moet hom nie pla nie, hy's nog baie besig. Wel, ons het die meeste van daardie gemors uitgepop. Waarom doen we dit? Is skaars 20. Op 20 kan dit niet zo erg wees as later in 'n mens lewe. Ja, hy is seker reg. Wat hulle hom na saak teen so, dis hulle hom afslaan. Kom gou hier asseblief. Neem hom na saal toe. Ek het 'n klein geselligheidjie gereël in my woonstel as ons van diens afkom. Kom jy draai maak? Drag, kom jy? Om weer te begin. Kom nou, dokter. Ons is nou van diens af. O Willem. Sê verspreid jy my so lank skool toe gaan. Loop die klimbal dan nie by die skool vandag nie? Ja, ek gaan, maar ek moet eers iets anders gaan doen. Sê net vir haar. Kom lelik. Ek is seker hy het nie gedoen nie, oom. Lelik kan vir hom uitvind wie dit was. O, so ja. Ek bedoel sy kan dalk. Het oom iets daar gekry in die slaghuis bedoelik. Hulle het 'n sak om hulle vuiste gedraai. Toe die geester gebreek het. Hier is die sak. Lelik kan hom die sak reik en dan die een gaan soek wat dit gedoen het. Dit is nie so maklik nie, Bux. Die een wat die venster gebreek het, dis te sê as dit nie boemelaar is nie, by die tyd al myle ver. Dan is oom nie seker dat dit wel die boemelaar was nie. Hy het beslis iets daarmee te doen gehad, maar as het 2 stelle vingerafdrukke nie gekry. Ek weet nie wat dit is nie. Dan het oom ook nie die boemelaar se vingerafdrukke gekry nie. Nee, maar hy het met die geld wat daar gesteel is, vir daai klere van hom betaal. Laat ek nou die sak probeer, oom. Dit kan nie kwaad doen nie. Sal tog nie help nie, Bux. Dis jammer. Maar dit kan, oom. Julle ken dalk die een wie dit gedoen het, dan kan sy hom opspoor. Nou maar goed, laat ons sien wat jou hond kan doen. Dankie. Kom maar, so, soek hom, soek hom. Soek hom. Wat soek jy hier, stupid prak? Wat soek jy hier? Mooi so, oupa se honde.
Het lijkt voor mij diezelfde. Ik ga nou Durban toestuur voor een finale vergelijking. Dink julle twee nie, julle kan nou maar die waarheid praat nie. Wat sy plan om? Vir die geld nie gehou het nie. Is mekaar net gedeel. Het die geld weggegooi. En so, waar het julle geld weggegooi? Om sy ja. Het die geld om 'n klip gedraai en 'n klip om sy agterplaas gegooi. Het om dit nie daar opgetel nie. Klip. Wat soos 'n weerligstraal getrek. Gaan om ons nou toesluit. Glo daarom nie julle sal die land verlaat nie. Dis 'n lelike ding wat julle gedoen het. Ek gaan nou met julle ouers praat en as nodig is kan julle hier 'n verklaring kom maak. Nie vir my staan en lig nie, mannetjie. Die Susan was nou net hier gewees en het my alles vertel. Hoekom het jy dit gedoen, hè? Ons mekaar net keer, pa. Net dit. Niks anders, nie. My seun. 'n dief. Het was nie stil nie, pa. Ons het die geld nie gehou nie. Besef jy dat jy kon tronk toe gegaan het as jy bietjie ouer was? Besef jy dit? Natuurlijk kon jy. Nou gaan jy miskien na 'n verbeteringsskool toe stuur. Nee, reg. Nee, reg. Hoe kan ek weer die mense in die dorp in die oog kyk? Nou dat almal weet my seun is 'n dief. Gaan kamer toe. En hoe lang staan jy al hier? Lang genoeg? Dis 'n geval van die pot verby die ketel nie waar nie. As 'n mens dink aan wat jy gedoen het. Ek is siek en sat van slaaplose nagte. Ek is moeg van die vrees dat jy tot enige tyd jou opwagting weer hier kan maak met een of ander dreigement. Dis klaar, Frans. Moenie belaglik wees nie. Wat gaan jy doen? Almal die waarheid vertel? Ja, dis presies wat ek gaan doen. Maar eers gaan ek iets doen wat ek al baie lank al wou. Kalmeer, Charles. Kalmeer. Centrale, sit my deur na die polisiestasie asseblief. Nee wat, alles is alright. Ek moet net vir die klere betaal. Hoeveel het dit gekos, hoor? R83.45 met 'n discount vir kontant. Waar gaan ons soveel geld in die hande kry? Ons vir manne moet bel. Nee, ons gaan hom nie plan met sulke onbenulligheidjies nie. Ons sal wel 'n plan maak. Hallo, Bas. Die jakkals loop met die draai, maar die goeie man loop reguit terug. Ons het die Bas verlang. Bliksem, ou Willem. Ek moet jou VV toe stuur, jong. Het jy daarom aangegaan op die plaas soos ek beplan het? Ja, Bas. Daarom het ek keer die vark by die keken. Hoe gaan dit aan met die Bas? Geen klagtes nie, die kos is alright. Behalwe dat ons R83.45 in die hande moet kry. Dan loop die beeste mooi. Dit sal die ene van daai storie wees. Die Bas kan die Shellbo Willem leen. Ag, ou Willem. Waar sê jy dit tog kry? As pa by die man, Bas. Wat so goed sal ek koop? Kom. Die Bas, hy kan tel hoeveel hy nodig het. Ag, ou Willem. Ek weet nou nie. Maar Willem wil graag help, hoor. Vat dit. Hy sê ook nie, Bas. Die een beer lek die ander beer om ons skoon te maak. In 1969 het my vrou saam my huis verlaat. Sy is weg met 'n man en 'n Frans venter. Sy het my vir 'n Frans venter verlaat. Ek het geweet hulle ken mekaar, maar ek het nie gedink hulle is meer as net vriende nie. Eendag is sy weg. Ek het die volgende môre 'n briefie gekry. Ek het niemand vertel wat werklik gebeur het nie. Ek het by die polisie aangemeld dat my vrou vermis word. Hulle is met my vrou se kar weg. Ek wou nie erken dat my vrou my vir 'n ander man verlaat het nie.
Ongeveer 6 maanden later was een motor, diezelfde soort en model als mijn vrouw zijn, in een ongeluk betrokken. Maar ik heb geweet dat het niet mijn vrouw was nie. Ik heb voor die politiesergeant gezegd dat het mijn vrouw was, een vals identificatie. Mijn vrouw heeft de levensverzekeringspolis voor R20.000 gehad. Die geld is aan mij uitbetaald. Hierna had Frans Venter een aand ongeveer 3 maanden later bij mij opgedaagd. Madelier, ons is so 'n bietjie besigheid om te gesels. Jy het absoluut niks om vir jou te sê nie. Nee. En wat van die gevalletjie van 'n valse identifikasie en R20.000 se assuransie wat betaal is? En van jou vrou wat nog lewe? Kyk 'n bietjie daar. Heel goed. Ek behoort jou vrek te maak. Ek sou nie moord by alles voeg as ek jy was nie, Charles. Jy het al genoeg swart kruisies agter jou naam. Daar's niks wat my verhoed om polisie toe te gaan nie. Is daar? Jy wil seker geld hê. Doodreg. Ons kan begin by die R20.000 assuransiegeld. Dink jy ek gaan dit sommer bo waar vir jou gee? Betaal of ek en San gaan reguit polisie toe. Ons het niks om te verloor nie, maar jy wel so 'n bietjie. Goed. Ek sal vir jou 'n cheque gee. Kontant. Ek kom môre aan weer. Sorg dat die geld hier is. Ik heb die geld betaald en hij heeft telkens maal weer gekomen. Ik heb geweigerd om nog meer te betalen. Ons het toen bekleed en ik heb hem plat geslaan. Ik maak hier die verklaring uit mijn eigen vrije wil. En zonder enige dwang. Is het recht zo, Charles? Dit is dus die spelers zal die zaak onderzoeken en ik zie me dat weten. Gaan jy my nie arresteer nie? Neem die story. Laat my net weet as jy weggaan. Ek is jammer, Charles. Dankie. Tot ziens. Tot ziens. Ja, heb ik jullie al verteld van die keer toen ik die Lepezane ringste van die Russen gered heb? Ja, oom het. Nou wil ons sê oom het ons wys, 'n paar triks. Toe oom het beloof, Staan jullie een beetje terug zo toe. Ek klooster heeltemal weg. Ik weet niet voor die laatste ogenblik wat ik ga doen nie. En ik wil hê jullie moet seer kry. Hij was een mooi berg. Moenie my byt nie. Waar is die bloody ding se kop? Sê. Dis nou die eerste les. Die verkeerde manier om op 'n perd te klim. Ja, dit was 'n oulike triek. Ek het hierdie triek in Hollywood geleer. Ek was mos vir 'n paar jaar daar. Ek het hulle raad gegee met al die westerns wat hulle gemaak het. Ja. Al die cowboy prente. As dit nie vir my was nie, kon hulle nooit maak. Kan ek nou probeer, oom? Ja. Nee, ek dink jy moet eers 'n bietjie tyer word. Ek dink jy moet maar net die gewone perdry oefen. Maar oom, ons ry elke dag skool toe en terug. En dit is mos gewone perdry. Wat van perde spring? Nee. Nie nou al nie. Nou toe weg is julle man. Ek het nog wel met baie om te doen. Baas, staan bietjie asseblief Baas. Sal die baas my asseblief help met hierdie brief? Of wil hom sy oë lees nie meer so mooi nie? Kan die baas lees wat hy sê? Ag nee, wat? Dis sommer net 'n opcheckery. Jy moet net weer jou pas na die polisiestasie toe vat dat hulle hom weer kan stem. Pas.
Wat verpas? Maar jy het mos 'n pas. Ek het gekom van die plek waar die Basutoland was. Ek het nog die beginning was saam met my pa. Ons het na die plek toe gekom. Die plaats, ek loop nooit die begraafde plek nie. Dit is my plek. Ek glo nie dis so ernstig nie. Bas Hannes sal weet wat om te doen. As jy dalk geskryf het, ek het nie jou briewe ontvang nie. Wel, ek het nog nie iets kans gehad nie. Geniet jy dit by die hospitaal? Baie. Hoe gaan dit daar? Gaan goed met Bux. Terloops, Dr. Lombard. Vrydag, 5:30 namiddag. Durban. Ek het 'n afspraak met jou. Ja, dis hier waar my gebel het, Laura. Luister, ek het gewonder of dit so 'n goeie plan sou wees om Durban toe te kom. Jy weet, ek is die meeste van die tyd op diens en wel, ek dink net ons sal nie veel van mekaar te sien kry nie. Wel, ek bedoel, het sal nie so aangenaam vir jou wees nie. Toe maar, ek begryp. Wel, ek hoop nie, ek het jou nou ontstel nie. Nee, glad nie, dis net beter as ek weet waar ek staan. Dis so sake staan. Willem moes al jarenlang 'n permit gehad het. Nou moet hy terug Lesotho toe. Hy's 'n vreemde band. Vreemde band toe? Ek? Hou. Dis my huis die al die jare van ek so was. Ek ken die Basutoland nie. Waar is hy plek? Ek ken hom nie. Ek is jammer, Willem. Dis die wet. Jy sal moet teruggaan na Maseru toe en daar 'n paspoort kry. Dan kan jy terugkom en aansoek doen om hier te werk as 'n vreemde band. Au, Bas. Al my lewe ek bly hier, op die plaas. My plaas. Hoe kan ek die vreemde mense wees hier by my mense? Kan ons nie maar net skryf nie? Dis seker nie vir hom nodig om net daarvoor na Maseru toe te gaan nie. Jammer. Dis hoe dinge werk. Ek kry ook maar my opdragte. Sommer net so, hè? Jammer dat jy jou hele lewe hier lank hier deurgebring het. Nou moet jy net weg. Sommer net so. Hy moes lank al 'n permit gehad het. Dis nie my skuld nie. Luister mense. Ek maak nie die wette nie. Die mense by Maseru, hulle ken my nie. Wat sal ek vir hulle sê? Ek is op Willem wat al die jare vir die wit mense gewerk het. Nou die wit mense jag my weg. Was op Willem die skelm. Het op Willem sy basisskap gesteel. Nee, jy het nie. Dis klein Bas Bux se pa moes daarvoor gesorg het. Ek werk al my lewe vir die wit mense. Nou sê die wit mense. Dankie Willem. Jy kan maar teruggaan na die plek waar jy nie ken nie. Want jy het nie die papiere wat sê J is J nie. Dis die wet, Willem. Maar moet jy nie verder daaroor bekommer nie. Ons sal wel aan 'n plan dink. As reg my was. Ek sal loop by Maseru. Ek is nie skam om te vertel wie is ek nie. Daarom ek kan nie gou loop nie. Ek moet al my mense vertel wat is verkeerd. Sodra jy reg is, laat my maar net weet. Ek sal die bas sê as ek reg is. En dan jy moet maar draf. Die kinders is nou nie, jy's reeds al laat. Kom. Wat maak jy hier? Dis die oom. Ek het van 'n berg geval. Hoor dit. Dis vanmiddag. Ons het haar dadelik gebring. Sy is nog bewusteloos. Sy sal weer gesond word, né oom? Wag hier, Bux. Ek gaan gou kyk.
Hallo, Sprutie. Hallo, Bux. Wat het gebeur? Lelik het voor je perd gehardloop. Sal ek weer gesond word? Het hulle jou iets gesê? Nee, dat was al so lank. Hoe voel jy? Nie sleg nie, maar is net my bene. Ek kan dit nie voel nie. Dit voel so snaaks. Jy het op jou rug geval. Miskien is hulle net 'n bietjie dood. En jy se gou weer reg wees. Nou hoef jy vir 'n paar dae nie meer skool toe te gaan nie. Dat is pretty wel als het hier is. Nee, Sprutie. Ek moet weer kom kuier. Sien jou, Bux? Slaap niet veel, Bux. Dan moet je man wees. Maar oom kan hom ons gezond maak. Oom is toch 'n dokter? Asseblief oom, probeer iets doen. Dis my skuld. Lelik het voor aangehardloop. Bux. Niemand kan iets doen. Nee. 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 Vandag skiet ek hy verdomde lelike brak van jou vrek. Nee oom, asseblief oom, oom kan nie my hond skiet nie. My vuil is dit my kind verongeluk. En nou gaan sy vir die res van haar lewe verlam wees. Ek jou pad voor. Nee oom, asseblief oom. Disa. Hobas. Hobas. Mas Charles, jy moet asseblief nie met klimbasse rondskiet nie. Gee pad voor of ek skiet jou ook vrek. Skiet maar braaf. Veel goed. Dink jy ek speel? Ek het ook die klein messie bas. Sy sal nie lekker voel nie as ek so iets doen nie. Slim. Dat Charles se hart is baie seer. Jy en vir daai verdomde lelike brak sit nie weer julle pote op my plaas nie. Jy my gehoor? Like nie. My idee was om jou op te beurt. Ek nee, drankie. Stein. Zeker. Als er dan help om weer uit jou vader Jacob se put uit te krijgen. Cheers. Cheers. Eerste keer dat ik jou zit met een drankje. Ja. Wie waren dat gezegd hoe verteld? Wie? Dat is mijn neef. Hij heeft gezegd dat ik geweten dat is een goede boer. Nou weet hij dat ik is ook niet een goede dochter. Duidelijk mee samen. Ik kan daar niks voor je kan doen. Hij me vertrouwen. En net dat ik me niet stik. Jy het niemand nie steek gelaat nie. Niemand kan iets doen nie. Ja, ik weet, jij weet, maar hoe de hel vertel ik het aan hom? Ach, waarom is er al een strijd?
een van die dae weer gesond. Jy sal sien. Hoor hier, Bux. Ons hoef nie meer gekuis te wees nie. Hoekom nie? Hulle wil my niks vertel nie, maar ek weet, en jy wil nie 'n maatjie hê wat nie kan loop nie. Ag, jy's lak. Jy sal weer eendag kan loop. Kyk maar vir babietjies. Hulle kan nie dadelik loop nie. Dit vat maande vir hulle om te leer, maar dan kan hulle. Dis wat jy moet doen. Net weer leer om te loop. Dis al. Ek gaan oormôre huis toe. Sien jy nou daar? Dan word jy mos gesond. Ek glo nie. Ek dink dis maar net omdat hulle niks vir my kan doen nie. Jy moenie so praat nie, Sprutie. Jy's baie gaaf vir 'n simpel seunskind. En is jy seker jy wil my nog vir 'n nooi hê? Natuurlik, stupid. Ek het Sprutie kom welkom weet. Ja. Ek het dan nou net in die bed gesit. Die vader alleen weet vir hoe lank. Het gaan moeilik wees om hier by aan te pas. Hulle sê hy die swaarste gaan kry. Dis waar. Is nie nou tyd vir selfbejammering nie. Laura, jy het seker al gehoor. So 'n klein dorpie is daar mos nie geheime nie. Sam, my vrou. Sy is nie dood nie. Sy het met 'n ander man weggeloop. Ek het gehoor, ja. Ek het met 'n skeisou begin, maar dis nie maklik nie. Mark se dinge, nou myne ook. En Sprutie. Ek het iemand nodig om my deur al hierdie dinge te help. Sal jy met my trou? Mag ek jy lief nie, Charles? Ek weet. Maar mettertyd sy my miskien meer lief kry. Ek sal wag. Ek weet nie. Ek sal haar moet dink. Ek sal goed wees vir jou, Laura. Kom ons gaan na Sprutie toe. Hallo Sprutie. Hallo juffrou. En toe, hoe voel dit om terug te wees in jou eie kamer? Waar Bux? Hoekom is hy nie hier nie? Kyk, daai verdomde seun en Ons sy het nie vrou. presies geweet hoe laat jy gaan terug wees nie. Maar jou pa sal nou bel en sê jy's by die huis. Net Charles. Ja. Ek sal nou gaan bel en kan Bux oorkom. Hallo Hannes. Hallo. Hulle het 'n vraag by die hospitaal. Geen antwoorde nie. As gaan dit ook nie. Opperman weet nie. Nog nie. Nou de twee van ons. Weet ook nie. En net. Kom terug Hannes. Dis sinneloos. Wat is sinds daar met klein doktertjie wat verlangs. Dink jy dinge gaan verbeter hiermee? Dis nou 'n soepmes ding. Goed. Totsiens Hannes. Ek is bly ek kon jou leer ken. Yes. Yes.
Kos is altyd lekkerder as dit mense dit by die kant eet, né? Ek onthou nog toe ek catering manager was by die Randse Paskou. Ek het al die restaurante toegemaak en reg in die arena het ek braaivleisvuur laat maak. Ek moes dit weer stop want die akrobate het te warm gekry. Ek het vandag vir Sprutie gaan kuier. Waarom kom gaan met haar gebeur? Soos sy regtig nooit weer kan loop nie. Omdat by die groot basglootkamp was. Soos by die Bybel. Abraham en Isaac. Toe die Here gesien het Abraham sal sy enigste kind slag. Toe die geweet, dit is 'n goeie man die. Toe die gesê, "Ai kwana, moenie moet jou kind so maak nie." En hy die bok gestuur by die plek van die kind. Hy het geweet Abraham sal die ding doen omdat hy glo. Die ding wat hy meeste gelief het. Dat moet man ook die offer maak. Dat die klinkbaar sy moet. Miskien my perd? Nie op die ou manier nie. Nie met 'n vuur nie. Net die offer. Maar ek dink Willem is heeltemal weg. Die ding wat jy die liefste het. Ek gaan môre Durban toe en dan sal ek my vriend Hannes praat. Middag, juffrou. Ek soek dokter Lombard. Ek hoor hy kuier hier. Hy's nie hier nie. Waar woon hy? Is dit belangrik? Wie is jy? Ja, dit is belangrik. Ek is sy plaasbestuurder. Ek moet met hom praat. Ja. Ek sien. Kom binne. Dinge. Ek is in die wolke. Hy nie sien nie. Ek was helfte van my lewe soos jy nou is. Dis nie jy nie. Wat wil jy? Ek het probeer om iemand anders te wees, maar is ek hierdie. Noem my net wat jy wil. Dis ek, hierdie. En wat is nie, niks wat 'n dop nie kan regmaak nie. Fantasties. Julle kan die lewe hou. Die goed laat my toe om in drome te glo. En wat van Sprutie? Dis klaar, is verby. Hy is so lang aanpas, is jonk. Ek sta oud. Ek word hier, my lot. Moet dit aanvaar. Los my man. Kom drink saam met my, maar net nie begin preek nie. Luister hier, jy. Ek gee nie 'n duiwel om wat van jou word nie. Maar daar by die huis is 'n seun wat hom vrek sukkel om dinge te verstaan. Die ding is te groot vir hom. Hy is verlore. Ek ook. Ek het een lewe om te lei en dis genoeg vir my. Ek is siek. Siek vir ander mense se probleme. Lewe? Noem jy dit lewe? Jy mors joune down the drain. Hoor wie praat van lewe opmors. En wie kan dit beter doen as ek, hè? Ek weet dat ek voorgee dat ek expert is op alles, maar net die kinders glo my.
Julle groot mense, julle lag vir my. Maar glo my, my snertpratery is net die vernis wat my doodsyp leeg lê verlede toesmeer. Ek sê dit nou by die klub aan. Vat dan nie wel dit se hand. Ek kan nie aan met die resies nie. Ja. Hardloop. Jy hardloop weg. Maar jy sal jouself elke keer weer inhaal. En elke keer sal jy 'n bietjie vinniger moet hardloop. Ek weet al te goed. Hou jou mond, man. Ek het gesê moenie vir my preek. Ek het ook my rug gedraai op dinge lank gelede. En ek hardloop nog al die tyd. Kom terug, Hannes. Vir my is dit te laat, maar nie vir jou nie. Boom. Ek weet nie wat jou naam is nie, maak ook nie saak nie. Moenie jou tyd mors nie, ek speel nie meer saam nie. Speel? Speel of jy verloor? Ek sal sit en kyk. Hier ry die skimmertyd. Asseblief, Hannes. Have a heart. Nou is alles in sy dondering. Nou moet jy help. Hannes was daar laas by die werk. Hy drink net. Hy wil nie vir my luister nie. Hy sep soos 'n vis. Gaan jy probeer praat met hom? Kan ek doen? Iemand moet iets doen. Hy gaan in die afgrond af. Probeer asseblief. Waar is hy? Ek sal bedeie. Ek weet waar hy is. Ek sal nie weet wat om te sê nie. Juffrou, jy is gewoond aan kinders. Praat so met hom. Die woorde sal self kom. Ek sal probeer. Bas kan my maar hier aflei. Nee, ons vat jou maar tot by die grens. Nee, hier asseblief Bas. Willem het van die plek geloop waar hy die pikkenine was. Nou vandag, hy loop terug. Ja, lelik. Kyk mooi na die klembas. Ja, my baas. Jou. Klembas moet die Here glo. Die goeie ding sal gebeur. Jy sal gou weer terug wees, Willem. Jy sal net vir jou paspoort gee, dan kom jy gou weer terug, né? Miskien Klembas. As men kyk wat die Here wil hê. Dag Klembas. Klembas meneer. Ek kan nie, Willem. Ek is net hartseer. Kom kan maar hier stil hou. Maar hoekom moet man? Stop net asseblief, oom. Kom kan maar rein. Hoe nou, Boetman? Wat van die hond?
Dis my offer, oom. Ry nou. Luister, Boetman. Ek glo nie dis wat ou Willem bedoel het nie. Hy het gesê die ding wat ek die liefste het, oom. En dis lelik. Hoekom dan nie Sprutie moet gesond word nie? Ry nou asseblief. Gaan weg, lelik. Loop. Gaan weg, lelik. Loop, loop. Al die gemors en goed wat ons so in die see swem. En hy kou dit, sluk het in. Hy vergeet dat. En die volgende môre is hy weer daar. Helder. Hannes, hoekom doen jy dit in jouself? Ek is soms seker nog kind. Kinders moet soms opgepas word. Ja, oom. Doe maar. Alles sal regkom. Jou man is weer terug by die werk. Is daarom een goeie ding. Maar wat van Sprutie? Ek het al alles gedoen. Ek bid elke aand, ek my offer gemaak. Arme lelik, ek moet nog opslaap, sy vanaand. Nie worry nie. Jy het aan ons vir die Here gegee. Hy sal sorg. Maar wanneer doen Here iets omtrent Sprutie? Dis al weke sedert ek lelik uit die bakkie gestoot het.
En waarvoor? Spreukie bly nog net dieselfde. Ja, ek weet. Maar ons wil is nie sy wil nie. Ek het gedink alles gaan regkom. Sommer net so. Ja, ons dink altyd ons weet beter. Ons is te ongeduldig. Maar hy het sy eie tyd. Ek glo nie daar gaan iets gebeur nie. Ek het jou gewen, ek jou gewen. Ag nou ja, ek het jou maar laat wen. Is nie jou leenaar. Kyk daar. Lelik, op ons honde. Ek het hom, Simbas. Ek het hom. Hy verdomde brak. Moenie, papa, asseblief, moenie. Caitlin, die offer. Kom help my, stupid.